Hallo, ek is Ronel Besuidnout. Jy het die hele maand reeds saam met my geluister na 'n reeks, die ABC van geloof. En vandag eindig ons met die letter Z. Ons gebruik die Griekse letter wat Zeta genoem word, maar ons gebruik dit om oor 'n groter waarheid te praat, dat God die Alfa en die Omega is. In Openbaring 1 vers 8 sê die Here God: Ek is die Alfa en die Omega, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Alfa is die eerste letter van die Griekse alfabet en Omega die laaste. Deur hierdie titels te gebruik, sê God vir ons dat hy allesomvattend is. Daar is niks wat buite sy beheer of sy teenwoordigheid val nie. Wanneer ons aan die einde van ons menslike alfabet kom, besef ons dat ons geloof nie in definisies vasgevang kan word nie. Jesaja 44 vers 6 herinner ons: Ek is die eerste en ek is die laaste. Buiten my is daar geen God nie. Dit gee vir ons 'n ontsaglike sekuriteit. Dit beteken dat die God wat daar was toe jy gebore is, ook die God is wat reeds in jou toekoms is. Hy is die begin van jou verlossing en hy sal dit getrou klaarmaak, so staan dit in Filippense 1 vers 6. Ons alfabetreeks was 'n poging om woorde te gee aan 'n verhouding wat eintlik woorde oortref. In Romeine 11 vers 33 roep Paulus uit: O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Soos ons hierdie reeks afsluit, is die uitnodiging nie om op te hou leer nie, maar om te begin leef in die teenwoordigheid van die ewige een. Hy is die Alfa en die Zeta, die Alfa en die Omega, die A en die Z van jou bestaan. Mag jy vandag vrede vind in die wete dat die begin en die einde van jou storie veilig in die hande van die Almagtige is. Ek wil graag saam met jou bid. Vader, dankie dat U groter is as my woorde en dieper as my verstaan. U is die Alfa en die Omega van my lewe. Ek loof U vir U getrouheid, van die begin tot die einde. Mag my lewe voortdurend 'n loflied wees aan U, die eerste en die laaste. Amen. Dankie dat jy hierdie maand saam met my geluister het. As hierdie dagdagte vir jou betekenisvol was, wil ek jou tog vra om dit te oorweeg of jy nie 'n donateur sal word nie. Dis die enigste wyse hoe hierdie bediening lewensvatbaar kan bly. Dankie dat jy dit sal oorweeg.